Praise the Lord. Die tema van vanoggend se woord wat ek met u wil deel is nog een keer. Ek wil met 'n gelykenis begin. Soos jy weet is 'n gelykenis 'n storie wat 'n waarheid oordra. 'n Jong man wat baie graag by 'n sekere argitekfirma wou gaan werk. Hy is klaar met sy studies en hy het sy CV en sy aansoeke ingestuur. Na 'n week was daar nie 'n antwoord nie. Na die tweede week stuur hy weer 'n e-mail en hy vra of hulle sy aansoek ontvang het. Geen antwoord. Sy vriende sê vir hom om daarvan te vergeet dat dit duidelik is dat die firma nie belangstel nie. Maar hy het nie opgegee nie. Hy het sy CV weer ingestuur met meer inligting, meer agtergrond. Weer eens geen antwoord nie. Hy stuur toe weer 'n beleefde e-mail om op te volg op die tweede aansoek. Uiteindelik gee die maatskappy hom 'n onderhoud. Hy kry toe nie die werk nie, maar hy vra die persoon wie die onderhoud te doen, hoe hy kan verbeter. Hulle antwoord was dat wat se voordeel sou dit vir die firma wees as hulle hierdie jong man in diens sou neem. Hy neem toe hierdie advies en hy verbeter sy CV en hy doen weer aansoek en hierdie keer word hy in diens geneem. Sy vriende was verbaas gewees. Ek wil graag hierdie man se aansoek, sy CV, vergelyk met ons gebedsversoeke. Hoe kan ons gebede verbeter? A delayed answer to pray does not mean a denial. Sometimes God is developing the person who is praying while they are waiting for the answer. Luke 11 verse 9 sê, en ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. So I say to you, ask and keep on asking, and it shall be given to you. Seek and keep on seeking, and you shall find. Knock and keep on knocking, and the door shall be opened to you. Nog net een keer. But notice the progression. Ask, don't be afraid to bring your requests to God. Seek, keep looking for God's answer and God's will in the situation. Knock, keep on knocking when the door does not open immediately. Dink aan die voorbeeld van hierdie jong man wat 'n werk gesoek het. Hy het sy CV ingestuur, hy het opgevolg, hy het 'n tweede CV ingestuur met meer inligting en toe vra hy die vraag, hoe kan ek verbeter? En toe kry hy die aanstelling. As hy sy oorspronklike CV aangehou instuur het, sou hy nog nie 'n antwoord vandag gehad het nie. Ons leef in 'n tyd, my broer en sussie, waar ons dadelik resultate of antwoorde verwag. Maar in die skrif ontdek ons dat God deur seisoene en periodes van wag gewoonlik antwoord. Hy is nooit haastig nie, want God is besig om iets dieper in ons voor te berei as wat ons dadelik kan sien. God is not looking for believers who seek Him only when life is easy and answers come quickly. God is looking for believers who will continue asking, who will continue seeking, continue knocking because they trust in His character, even when they cannot understand His timing. They know that He is unchangeable. He is the same yesterday, today and tomorrow. A time of waiting, my brother and sister, is a time to check our prayer requests. Are we praying according to His will? A time of waiting, I want to repeat, is a time to check our prayer requests. How can we pray better? How can we pray more word? Are we praying according to His will?
Do we have the faith to persist and refuse to quit? You see, persistence is not about persuading an unwilling God. Volharding is 'n demonstrasie van 'n vaste geloof in 'n liefdevolle Vader wat gesê het sy woord verander nie en sy woord is ja en amen. Elke vertraging is 'n geleentheid om aan te hou vertrou. Elke seisoen waar ons moet wag word 'n geleentheid om sy teenwoordigheid te ervaar en sy wil te ondersoek en nader aan hom te beweeg. Volharding is 'n bewys van ons geloof. Ek neem hier na Hebreërs 11 vers 6 toe. But without faith, it is impossible to please and be satisfactory to Him. For whoever would come near to God must necessarily believe that God exists and that He is the rewarder of those who earnestly and diligently seek Him out. Een van die grootste bewyse van geloof is juis volharding. Geloof is meer as net om te glo dat God dit kan doen. Geloof is om aan te hou God soek, al het die antwoord nog nie gekom nie. Dan ondersoek ons, wat is ons motiewe? Dan ondersoek ons, wat in skrifgie staan ons? Is dit in konteks? Onthou toe ek 'n motorfiets wil koop, toe soek ek 'n skrif met 'n motorfiets. Al wat ek kon kry was 'n Triumph. Moses came forth with his triumph. Maar ons weet, dis uit konteks uit. Wanneer ons geen antwoord, wanneer daar geen antwoord is nie, is dit 'n tyd om ons gebede te ondersoek. Ons ondersoek die woord om te bepaal of ons volgens sy wil bid. Ons weet, dit is Jesus se wil om te genees. Hy het dit duidelik gesê vir die blinde man. Ek wil. Persistent believers continue as they know God's character. They know His will. They know that He does not change. He's a rewarder of those who earnestly and diligently seek Him. The answer to prayer may not be what we were hoping for, but what we really need. Abraham moes aanhou glo vir sy beloofde seun. Al moes daar 'n dag kom waar hy bereid sou moes wees om die seun te offer. Hanna het aangehou bid vir haar kind, totdat sy die dag haar kind aan die Here toegewy het. Sy het volharding gebed. Een van die grootste strategieë van die bose is moedeloosheid, discouragement. Ons bid en ons sien nie 'n antwoord nie. As die bose ons kan oortuig dat die Here van ons vergeet het, kan hy ons kry om op te hou bid. Delay in answered prayer does not mean denial. God's timing is always perfect and His purposes are always good. God's answer to our prayers, my brother and sister, will always be to our benefit, even though we cannot understand the delay. Sometimes the greatest miracle is not the answer itself, but the person we become while waiting and trusting on God. We discover that the greatest gift is not only answered prayer, but the greatest gift is God Himself. Hoe meer ons hom soek, hoe beter leer ons hom ken, hoe beter ons hom ken, hoe makliker vertrou ons hom, en hoe makliker ons hom vertrou, hoe meer soek ons na hom. God's greatest gift is Jesus Christ and Him crucified. The more we seek Him, the better we know Him. The more we know Him, the more we trust Him. The more we trust Him, the more confidence we have in continually seeking His face. A.W. Tozer het die volgende gesê, the greatest thing a man can do is to seek God with all his heart and never stop until he finds Him in greater measure. Galasiërs 6 vers 9 sê, en dat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. And let us not lose heart and grow weary and faint.
in acting nobly and doing right, for in due time and at the appointed season we shall reap if we do not loosen and relax our courage and faith. 'n strategie van die bose is om ons moeg te maak. Die bose sal sy bes probeer om ons gebede te stop. As die bose nie ons geloof kan afbreek nie, dan veroorsaak hy uitputting en moegheid. Is net moeg. God het 'n antwoord vir die moegheid en opgee. Dit is 'n dieper verhouding met hom. U onthou die vergelyking van die wingerdstok en die lote. Dit is nie moeilik vir die lote om vrug te dra nie, want die wingerdstok voed die lote. So bly ons geestelik sterk deur in verbinding met Jesus te bly. Pray will renew us. Worship will refresh us. Ons het dit ervaar vanoggend, hoe verfris voel 'n mens om so vir die Here te aanbid. Worship will refresh us. Scripture strengthens us. The presence of God restores weary hearts. Vader het nooit verwag dat ons met ons eie vermoë die lewe moet doen nie. Sy genade is elke oggend nuut. Soos ons naby aan hom bly en hy in ons ervaar ons bonatuurlike krag. Ons word soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. The Christian life is one of perseverance. Baie Christene neem aan dat as hulle nie 'n antwoord van die Here afkry, is dit dieselfde as geen antwoord nie. Nee, dit is nie so nie. Daar's gewoonlik redes vir vertraging. U is bekend met die baie goeie voorbeeld in Daniël 10 vers 12. Ek neem die gou soontoe. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag op dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor die eerste dag, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse, vers 13, het 21 dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van Persie. My boetie en sussie, daar gebeur baie dinge in reaksie op ons gebede, dinge wat ons nie van weet nie. Weet jy, as ons bid vir revival in Bella, weet jy hoeveel duister magte is ingegrond, wat oorlogvoering sal kos. Ons gaan nie net kan Here, revival asseblief. Dit gaan 'n prys kos, want daar is, Daniël sê vir ons, hierso sê die engele wat beklei, daar's vorste wat oor gebiede in beheer is, wat in gelukkig doen ons uit 'n posisie van autoriteit, maar dit sal gedoen word. God's delays are often seasons of preparation for us. While we are waiting for the answer, God is shaping our faith. He's refining our character and drawing us into a deeper relationship with Him. Asseblief my boetie en sussie, as jou gebede nie geantwoord word nie, moenie wegdraai en sê dit werk nie vir my nie. Ondersoek dit. Waarvoor bid jy? Wat se skrif staan hier op? Dit is waar die deurbraak gaan lê. Aanhoudende gebed is nooit 'n mors nie. Soms is die antwoord nie soos ons verwag het nie. Soms verander die Here ons omstandighede. Soms verander die Here die mense se harte. Soms verander die Here vir ons. Terwyl ons die Here opreg soek in die diepte insoek vir 'n antwoord, besef ons dat ons gebede is nie slegs oor antwoorde nie. Terwyl ons die Here soek, word ons geloof en verwagting sterker. Ons vertroue neem toe. Ons het 'n opgewondenheid want ons wag vir die deurbraak en ons besef dat gebed is nie net oor antwoorde nie, dit gaan oor 'n verhouding te verdiep met ons hemelse Vader. Ons praat met hom meer en meer deur die dag. Let us seek God's face before seeking His hand. Let us seek God's face before seeking His hand. Let us revisit our prayer requests and ask one more time. Every persistent prayer shows our confidence in the faithfulness of God. Hy sal antwoord.
Johannes 15 vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. If you live in me, abide vitally united to me, and my words remain in you and continue to live in your hearts, ask whatever you will and it will be done for you. My boetie en sussie, Jesus leer dat die geheim van Christendom is om hom te bly. To remain in Jesus. Dis die eerste tree, bly in hom vertrou. Die Here stel meer belang in verhoudings as in resultate. Gebed vervang nie intimiteit nie, gebed vloei uit intimiteit uit. Volharding is nie net die oor en oor herhaling van dieselfde gebed nie, volharding is afhanklikheid van hom, wetend dat die antwoord sal kom. Terwyl ons wag vir 'n antwoord, word dit 'n tyd van selfondersoek. Bid ons volgens sy wil, bid ons sy woord. Mag ek herhaal, a branch does not produce fruit by trying harder, it produces fruit by remaining connected to the vine. In the same way, the believer bears spiritual fruit by remaining connected to Jesus. Dependence on Jesus is a sign of spiritual maturity. Jesus gaan verder en sê dat as sy woord in ons bly, word ons denke hernuwe en ons gebede lyn op met God se hart. Ons beweeg weg van gebede volgens ons emosies, na gebede wat volgens sy beloftes in die woord is. Hoe meer ons sy woord, hoe meer sy woord ons harte vul, hoe meer vertroue het ons wanneer ons voor hom gaan in gebed. Here, U het gesê in die woord. Die Christelike lewe was nooit bedoel om 'n lone ranger gedoen te wees nie. Alles wat ons nodig het, vloei van die Here af. He is our provider. He is our provider. Daarom word moeilike tye eintlik tye van groei in ons verhouding en afhanklikheid aan hom. Andrew Murray says, abiding is not striving to be close to God. It is resting in the nearness He has already given us in Christ. We need the scriptures to shape our prayers. Gebed is nie veronderstel om 'n godsdienstige gewoonte of 'n laaste uitweg te wees nie. Gebed is God se grootste geskenk aan sy kinders, wie ons deel maak van sy werk hier op aarde. Ek het 'n dag met Ronan gedeel iets wat ek gehoor het. Die persoon vra, Here, wat wil U hê moet ek vir U doen? Wat wil U hê moet ek vir U doen? Dit klink soos 'n baie goeie vraag. Maar sy sê, dis die verkeerde vraag. Want as jy daai vraag vra, plaas jy jouself in die middelpunt. Vader, wat wil jy moet ek vir U doen? Die vraag wat ons moet vra is, Vader, waar wil U hê moet ons vir U dien? Dis die vraag wat ons behoort te vra. Gebed is God se grootste geskenk aan sy kinders, wie ons deel maak van sy werk hier op aarde. Elia het ons 'n kragtige voorbeeld gegee, jy ken dit. 1 Konings 18:43, and said to his servants, go up now, look towards the sea, and he went up and looked and said, there is nothing. Elijah said, go again, 7 times. And on the 7th time, verse 44, the servant said, a cloud as small as a man's hand has arisen out of the sea. And Elijah said, go up, say to Ahab, hitch your chariot and go down, lest the rain stops you. Volharding in gebed hou ons harte in kontak met God, terwyl hy sy perfekte doel en tydsberekening in ons lewens bereik. Die grootste wonderwerke in volhardige gebed is dikwels nie soveel die antwoord, maar die proses waarin ons verhouding met hom verdiep. As we keep on praying and believing, our faith grows stronger, our love for Him deepens, and our hearts becomes aligned with His will. Dit word geloof wat beproef is.
Ek dink net so vlugtig terug aan Rudolf se begrafnis. Rudolf het geglo, die Here kan hom genees, sal hom genees, dis in die Here se hande. Hy daai geloof is hy die ewigheid in, maar dit is gelouterde geloof. He says, irrespective whether God heals me or not, I believe He is my provider. Our dependence on Him develops. We discover that intimacy with Christ is the greatest reward of every prayer we can pray. Leonard Ravenhill said, prayer is not the preparation for the battle. Prayer is the battle. We continue to pray according to God's promises. We refuse to allow discouragement to silence our prayers. We keep on believing that God is working even before we see the answer. We revisit our prayer request. Is it accurate? Is it in line with God's character? We pray one more time. Ons Here hoor nog, ons Here antwoord nog. Ons Here eer die gebede van die wie opreg sy aangesig soek. Geloof word nie gebou in tye van gemak nie, maar juis in tye van volharding. Dit is so spiere bou. Dit gebeur nie in tye van gemak op die rusbank voor die TV met 'n pak chips nie. Ons is vinnig om vir die Here te vra, om ons omstandighede te verander. In die tussentyd is hy besig om ons geloof en ons karakter te ontwikkel. Vader stel meer belang in wat ons besig is om te word, eerder is in hoe vinnig ons by ons eindbestemming kan uitkom. Elke seisoen van wag vorm ons nederigheid. Elke seisoen van verwag ontwikkel ons geduld. Elke seisoen van wag ontwikkel ons afhanklikheid van hom. Ons weet hy sal. Looking back, many believers discover that their greatest spiritual growth did not happen during seasons of abundance, but during seasons of waiting. It was in moments that they learned to depend upon God's faithfulness rather than their own understanding. Ek neem nie gou na 2 Korintiërs 12 vers 19 en ek sê die Amplified, hy het mooi uitgebrei. But he said to me, my grace, my favor and loving kindness and mercy is enough for you. It is sufficient against any danger and enables you to bear the trouble manfully. For my strength and power are made perfect, fulfilled and completed, and show themselves most effective in your weakness. Therefore, I will all the more gladly glory in my weakness and infirmities, that the strength and power of Christ the Messiah may rest, yes, may pitch a tent over and dwell upon me. Praise the Lord. What a deep, deep script is that? Our faith, my brother and sister, should be in the character of God. His character never changes. We may not understand God's way, we may not understand His timing, but we keep on trusting in Him. God is busy shaping our character while preparing us for the future. Volharding is nie om God se arm te draai nie. Volharding wys ons vertroue en geloof wat ons in God het. Elke keer as ons op sy beloftes staan, verkondig ons dat sy beloftes is waar, is ja en amen. Every time we refuse to give up, we testify that our hope rests in Him alone. Blind Bartimaeus continued crying out to Jesus when the crowd tried to silence him. The early church prayed earnestly for Peter, and God opened the prison doors. Their prayers was not an attempt to manipulate God, it was an expression of their faith. Hoe langer ons Jesus volg, hoe meer ontdek ons dat hy altyd getrou is. Die antwoord kom nie miskien soos ons verwag het nie, of in ons tydsberekening nie, maar volgens sy perfekte wysheid. Charles Spurgeon het nogal 'n sin vir humor gehad ook.
Charles Spurgeon said, by perseverance, the snail reached the ark. Ek wil begin om af te sluit. Jesus never promised that the Christian life would be free from seasons of testing and hardships. Continual prayer is not simply the ability to keep going. It is the evidence that our trust is in the unchanging character of God, and therefore we will continue praying. Nog een keer. Seisoene van volharding bewys ons geloof en dit versterk ons gees. Volharding en gebed neem ons dieper in ons verhouding met ons Vader. Deur volharding ontdek ons dat God se planne is groter as wat ons ooit kon gedink het. Ons word aangemoedig om te vra, om te soek en aan te hou klop. Moenie net by die vraag bly nie, soek ook, hou aan klop. Omdat ons weet dat Vader se wysheid perfek is, weet ons dat sy tydsberekening betyds sal wees. Galasiërs 6 vers 9. And let us not lose heart and grow weary and faint in acting nobly and doing right, for in due time, at the appointed season, we shall reap if we do not loosen and relax our courage and faint. It is the one who finishes the race that receives the crown. Amen and amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord van bemoediging vanoggend. Dankie Here dat U ons bemoedig om nie te kyk na tyd nie, nie te kyk na resultate nie, maar om te kyk na die onveranderlike natuur van ons hemelse Vader. Om aan te hou kyk na die beloftes van die woord. Om diligently, Lord, you expect us to be diligent. Lord, not just one size fits all, but diligently pray according to your word and stands fast in the unshaken faith that we have in our Lord Jesus Christ. Dankie Here dat U alles vir ons moontlik gemaak het. Deur Golgotha. Dit is volbring, het U gesê. En ons aanvaar dit so, Here. En help ons. Help ons dat wanneer ons in die storm staan, Here. Wanneer doodsvonnis oor ons uitgespreek word deur 'n dokter, laat ons sal weet, You are our provider. U het die laaste sleggenskap. Geen mens nie. U het die laaste sleggenskap. En ons loof en ons prys U daarvoor. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.